Hoi vriende, welkom by nog 'n program van my vroutjie se groei saam sepie kan ons maar sê. Ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ja, hoe geseënd is ons nie om weer op so 'n platform iets van Jesus, ons verlosser, ons saligheid te kan leer nie. My naam is Chris. En ek is Haldien. Sy is die mean machine. Met al die vrae. En ek probeer maar antwoord soos wat ek kan. Vriende, so kom ons groei saam. Ek hoop julle gaan dit so geniet soos wat ons dit geniet. Maar net voordat ons begin, kom ons begin net, ons sluit net ons oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie geleentheid wat ons het om weer eens so om u woord te kan kuier. Vader, help ons regtig om in te neem wat u vir ons wil sê. Here, laat ons regtig gaan leer daaruit en ook so, Vader, beter te kan lewe en te kan groei in u saligheid en in u woord. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie alreeds vir dit wat hier gaan gebeur. En aan u behoort die koninkryk, die heerlikheid, die krag en die mag, Here, tot in alle ewigheid. Amen. Ons sê vriende, ek hoop dat julle koffie reg, julle snacks reg. Dit maar 'n bietjie harder want hier gaan ons. Haldien sit gespanne by die werk se kombuiskantien. Sy het haar koffie, maar sy sluk swaar. Sy sukkel om te drink. Toe kom Chris in en hy kom sit langs haar. Chris. Hallo Chris. Hallo Eldien. Gaan dit Chris? Geseënde met jou Eldien. Ek is regtig moedeloos. Ai Eldien. Kan ek As jy my sien as jy moedeloos. nie elke keer nie. Wanneer laas het ek jou gesien wanneer jy happy is? Hoe lanklaas? Jy sien, jy kom jy altyd net na my toe met jou probleme. Okay, ek sal volgende keer probeer kom na jou toe as ek happy en Ja, vrolik weet is. jy, ek wil ook 'n bietjie hoor van jou vrolikheid en jou geluk en jou happiness en iets moois wat gebeur het en so voort en so voort en so voort. Okay, ek sal kyk of daar iets is en dan O, genade. maar op die oomblik gaan dit maar swaar met my. Ai Eldien. Hoe kan ek luister? Chris, ek probeer my werk getrou Nee, ek doen. het jou nou eers 'n vraag gevra. Hoe kan ek luister? Hoe? Met jou ore? Nie met my hart nie. Met jou hart asseblief. Okay. Want ek het regtig jou insaag nodig en jou hulp. Eldien, hoe weet jy alles wat ek vir jou leer of jy probeer help mee is die waarheid? Jy het vir my gesê dat as ek twyfel, dan moet ek in die Bybel gaan kyk of dit wat jy sê uit die Bybel uitkom. Ja. En dit is hoe ek weet dat jy die waarheid praat, want ek het my Bybel app hier by my. Okay. So hopelik sal nie van verkeerde goed sê Hoopelik nie. is jou Bybel app presies in lyn met die woord. Wat bedoel jy daarmee? Weet jy, ek het nogal 'n interessante preek van Aubrey geluister, van Prof Aubrey geluister die naweek. Wat hy gepraat het oor die verskillende Bybels en Bybelvertalings wat 'n mens kry. Weet jy, dit het nogal my aandag ook getrek en my oë ook oopgemaak. Maar ek het die nuutste van die nuutste Bybel. Jy sien, dit is nou presies net daar waar die nuutste van die nuutste Bybel dalk vir jou 'n probleem is. Wat bedoel jy? Maar kan ek jou verduidelik? Okay. Ek praat oor interrupt jy my, ek gaan sit op 'n ander plek. Jy moenie asseblief. Nou laat ek nou vir jou vertel. Okay. Okay. Gaan daarna na ons YouTube kanaal toe, né? Ja, Jy het ons daar. Wat is dit nou weer? JCR Ministration. Ja, ek het hom actually. Yes. Dan gaan kyk jy 'n bietjie na Sondag se diens van pastoor professor Aubrey. Dit is regtig so insiggewend 'n eye-opener gewees vir my. Maar net vir jou dit kortliks opsom. Dit gaan oor die verskillende Bybels wat 'n mens kry. Yes, jy word groot met 'n Bybel, jy lees jou Bybel, jy glo wat daar staan, want jy het nog nie regtig 'n ander Bybel gehad nie, jy het nog nooit regtig geleer van 'n ander Bybel nie. Jy het nie geweet van 'n ander Bybel nie, jy het nie geweet van 'n ander vertaling. Ek het groot geword met, ek dink met die 83 vertaling. Maar toe ek nou daai van Aubrey, maar ek het nou al ruk terug ook agtergekom is dat die 83 vertaling en die 33 53 vertaling
Daar is verskille. Daar's sinne wat uitgehaal is uit die Bybel uit en ek weet nie hoekom woorde wat verdraai is. Maar so het ek groot geword, ek het dit nie geweet nie. Tot en met iemand my dit vertel het en toe gaan ondersoek ek het en toe wragtig is dit so. Daar is sinne uitgehaal, as woorde uitgehaal. Maar gaan luister na daai diens, Eldien, ek sê vir jou, jy sal op jou rug val en jy sal verstom staan. Maar weet jy, dit is hoekom Vader in die woord sê, my volk gaan te gronde van kennis. Want hoe moes ons nou geweet het, daai woord is verdraai as ons dit nie by iemand gehoor het nie? Hoe moet ons geweet het, daai woord is uitgehaal, daai sinne is uitgehaal, daai verse is weg, as ons dit nie by iemand gehoor het nie? Hoe het hulle dit uitgevind? Vader het hulle geopenbaar. Hy het 'n ou nogal wat hy daar 'n videoklip van speel, hoe dit uitgekom het. En ek het dit self ook agtergekom, dat daar sinne goed uit die Bybel uit is. En toe begin ek ons nou vra, hoekom dit en hoekom daai? Ja. En dis toe ek agter die waarheid kom. Okay. Ek sien hierso is fear God more than man. Dis seker daai, want dit is Sondag se wat verby is. Is dit fear God more than man? Ek dink dit is van sy woord te doen. Ja. Dis met die Bybels. Ek meen, hy het dit alles daar uitgesit. Gaan kyk vir die boodskap wat die 7de uitgegaan het op YouTube. 7de wat? 7de van die maand. Oh, 7de September 2025. Nee, 26. Ons is nog in 2026 hè? Haai, regtig. Okay. Ja, Eldien. Okay, ek sal gaan kyk. Okay. Is nogal baie klips op hierdie YouTube kanaal van julle. Dis dit. Ja. Ja, nou klip op hulle almal. Ek sien is baie short klips. Hoekom is hier nie short klips van jou nie? Weet jy, my vrou vra my op. Ek is net te besig, hè. Ja, 'n short is minder as 3 minute. Ja, maar weet jy, ek dra langbroeke. Ai, Chris. Ja, okay, Eldien, kom ons kan nou na jou Maar probleem. dink jy net nie, hoe nice sal dit wees as jy nie 'n short klip maak vir YouTube nie? Jy sien, ek het gesig vir radio, Ja? nie vir video's nie. Nee, jy's 'n oulike man. Dankie, Eldien. Gaan aan waaroor wil jy met my gepraat het? O ja, nou voel ek al actually sommer beter net met hierdie bietjie gesels van jou. Maar ja, my probleem is nog steeds nie weg nie. Ja, jou probleme sal nooit opraak, dit klink dit my. Is ons almal nie maar dieselfde bootjie nie? Nee, Wat bedoel jy nie? ek ry nie saam met jou nie. Jy het nie probleme nie? Ek het, maar myne is mos nie dieselfde as joune nie. O, maar my probleem is erg vir my. Ja, maar Jesus dra my probleme, so ek worry nie. O. Ek moet dit probeer, ek weet nie hoe nie. Wat lees jy Bybel? Bid elke dag. Het jy vanoggend baie gebid voordat jy opgestaan het en werk of hardloop het? Ek dink jy het 'n killer in jou hare ook vergeet hoor. Maar moenie nou kyk nie. Ek het nie. Is dit wat so groen in jou hare dan? Nee, ek praat van die krullery, ek het nie gebid nie. Ja, Is dit my probleem dalk? natuurlik. Hoe kan jy opstaan, die pad vat en hardloop en nie eers meer 'n verlosser gaan stil staan of vra om jou te beskerm deur die dag nie, om jou te lei en jou te help en al daai nie? Maar doen hy dit nie outomaties nie? Nee, Eldien. Hy doen dit outomaties, ja. Maar weet jy moet nog steeds gaan vra vir dit. Ek meen as 'n ou hoe moet 'n ouer, ja, 'n ouer ryk wat sy kind wil hê sy kind om die vra nie. Ek weet God is Jesus is alomwetend, hulle weet alsklaar, maar nog steeds. Jy kan hom ons gaan vra om jou paai vir jou gelyk te maak of hoe? Ek meen ek weet nie jy. Okay, ek sal môreoggend bid. Genade. Chris, Ja, ek kan ons nou by my probleem uitkom. wat die een van 80. Die een wat ek nou het. Op hierdie oomblik. Okay, wat Met is jou? koffie so bitter smaak. Hoe gooi suiker? Dit gaan nie help nie. Wat doen mos? Wat ek gedwyk weg, is ons suiker. Ja, maar Nou nee, gooi 'n bietjie heuning in. dit gaan nie my probleem Nou gooi wegvat stroop in. Ja, jy verstaan Nou nie. moenie koffie drink nie. Ja, ek sê lus vir dit nie. Nou die net maar verskoon ek tog hierdie hoesie van die verkoue aan my, maar ja, kom ons gaan. Okay. Chris. Hoor ek jou? Ja, Eldien. Ek het Dit nou jy hoeveel genoem. keer het jy nou gesê Chris, maar jy kom jy ja, Eldien, wat is die probleem? Ek probeer Nou my wil jy met my kom praat oor my langbroeke en my kortbroeke. ja, jou YouTube shorts. Maar ek sien meeste van die net so by the way, meeste van die shorts is net van professor Aubrey. Is dit? Kyk 'n bietjie mooi hier van Pieter ook sien nog. O, hierso's 2.
Ja, kyk 'n bietjie verder terug. Weet jy wat, ek dink dit is daai vrou, nê, wat ons goed moet laai. Sy's 'n bietjie lui. So sy vergeet om die goed te laai, sy's baie traag. Ek wil al vir haar warnings geskryf het daaroor, want dit is mos nou eintlik supposed om ons PA te wees van al daai dinge, maar yes, sy's amper soos jy. Baie traag. Sy het nie tyd, time management is niks van sprake nie, en sy weet dit, en sy lag lekker daaroor. Maar ja, ek sal met haar praat, hoekom het sy nog nie weer Pieter se goed gelaai nie, want ek weet verseker, Pieter het meer as 2. Okay. Okay. Ek sal gaan kyk of So los nou daai asseblief, daai is die saak vir ons en wat ons moet behartig. Maar dankie dat jy my daar aandag gewys het daarop. So ek kan dit ook aanspreek met my hoe noem mense dit, met my gesaghebbers en met die ander senior members van ons instituut. Laat ons maar almal wat saam praat daaroor. Ek meen as 'n buitestander soos jy nou dit kom geraak gesien het, dan moet daar mos baie mense nou wees wat dit raak sien. So ek gaan dit definitief onder hulle aandag bring met ons volgende vergadering, hoor. Wat is julle institusie se naam? JCRRMTS. Nee, moet my nie vra nie, gaan Google. Ja, okay. Maar ons is nie hier om oor my dominansie te praat nie. Jy het 'n probleem, Eldien. Wat is die probleem? Okay, laat ek maar weer probeer. Gaan dan nog eens seker vir sy Chris. Los Chris, gaan net aan. Okay, Chris. Chris, dis moeilik om dit uit te haal. Okay, maar kom ons probeer weer. Meneer? Nee. Pastoor. Yes. Ek probeer my werk getrou doen. Nou doen dit dan net. Nee, maar jy verstaan nie. Maar dit voel asof party mense my doelbewus ignoreer. Ek praat in vergaderings, maar hulle luister nie, en wanneer ek hulle e-posse stuur, dan kry ek dikwels nie eers 'n antwoord nie. Dit maak my so kwaad en hartseer, want dit laat my voel asof ek geen waarde het nie. En hoe moet ek kalm bly en nie ontplof nie as ek so behandel word? En dit is nie net vandag nie, dis elke dag. Hey, Eldien, is dit ook al so baie mense by jou sit terwyl jy koffie drink? Ek sien ons staan ry om jou te kom sit. Omdat ek vir jou rukkie terug gesê, jy moet die mense se respek nog eers vir jou verdien. Sê jy? Okay, ek onthou dit. Nou ja. Miskien moet jy jou sinne bietjie anders te stel in jou e-posse, miskien moet jy nie so arrogant voorkom. Dan sal jy dalk seker vinniger antwoord kry. Maar Eldien, ek verstaan jou aardseen. Ek verstaan dit regtig. En dis nie maklik om so behandel te word nie. Dis ook glad nie lekker nie. Maar weet jy wat? Dit maak jou glad nie spesiaal of uitsonderlik nie. Hoor my mooi. Ek voel net so. Ons Here Jesus Christus. Hoe moes hy gevoel het? Wanneer? Toe hy op hierdie aarde gestap het. Wat self deur mense verwerp, geïgnoreer is, en tog het hy nooit gesondag nie, hy het nooit sondag gereageer nie. Spreuke 15 vers 1 sê vir ons, luister nou mooi, Eldien, luister nou mooi, skryf hierdie vers neer, spesiaal vir jou. Okay. 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die troon opkom. Ek verbeel my, jy het my laasweek ook hierdie verse gegee. Ek wonder hoekom was dit nou weer op my hart gesit om dit weer jou te gee. Eldien, jy kan kalm bly deur te onthou dat jy jou identiteit nie in ander mense se denke lê nie, maar in wie God sê jy is. Ek weet, soos ek vir jou gesê het, Jesus is die perfekte voorbeeld daarvan. Perfekte voorbeeld. Volg sy voorbeeld. Probeer. Bly kalm. Onthou het ek vir jou gesê, toe jy jou hart vir die Here gegee het en volgende Jesus begin volg het daar so teiken op jou rug gekom, wat die vyand daar geplaas het. Onthou, hy gaan hom gebruik, en obviously weet die vyand ook waar is jou swakpunte. Hy weet jy's lig geraak, hy weet jy bewe op maandag verskriklik baie, hy weet waar is jou swakpunte, hy weet wat jou goeie punte. Maar, verskoon tog,
Maar verseker gaan hy mos nou nie op jou swak, ag op jou goeie punte werk nie, hy gaan mos op jou swak punte werk. En ou Eldientjie, kyk nou net wie hy krepeer, die arme ou vroukie. Ai, shame, kom ons gooi hom met nog klippe. Dis wat hy doen. So, Jy sien, jou geduld, né, is 'n getuienis dat jy God meer vertrou as jou emosies. Sit 'n wag voor my mond asseblief, o Heer. is dit wat ek moet bid? Jy kan dit bid ook, ja. Of ek kan dit maar net sê? Jy kan dit maar sê, jy kan dit bid. Jy kan dit hardop sê, o Here, sit dit 'n wag voor my mond. Okay. Maar ek het 'n ander probleem. Nog een. Ek is baie Elwin, vinnig. kan ek en jy so maak? Etenstye, né? Ja, Kan jy net met een probleem kom? dis deel van dieselfde probleem. O, so dis dit is 'n deel 'n probleem kwadraat probleem. Ja, sê maar so. Okay. Jy sien, ek raak baie vinnig emosioneel. Weet jy nou, hy lyk net tyd 'n sakdoekie. Ja, Ek dra nie af van die sakdoekie. dis meeste van die tyd wanneer ek minagting ervaar. Ja, ek verstaan wat jy sê. Ek voel sommer dan dat my hele lyf vol spanning is en my hart klop vinnig en Wat voel jy gewoonlik so maandag? ek voel baie so. So onttrekkingssimptome kan dit ook dalk wees, hoor. Wat so onttrekkingssimptome? Van die Wyn, naweek. van die wyn. Het jy hierdie naweek te veel gedrink nie? Net 'n kas. Probeer om my beter te gedra. Dis pragtig. Maar as ek iets wil sê om myself te verdedig, dan is dit gestres om dit te sê. En ek weet dit is verkeerd om met woede te reageer, maar hoe kan ek dit prakties keer? Hoe keer ek dat my emosies my oorweldig en my optrede beheer? Ek weet ek het 'n soortgelyke gesprek met professor Aubrey gehad, nee, maar hierdie ding ry my. Jy sal nie verstaan nie. Ja, nee. Jy beskryf iets wat baie van ons ken. Daardie oomblikke van emosies wat soos 'n golf inkom en ons wil wegvoer. Jy sien, die Bybel leer ons dat die Gees van God ons kan help om nie deur emosies beheer te word nie. Galasiërs 5:22 Dit klink bekend. Wat staan daarin? sê, maar die vrug van die Gees is Seker maar geduld. Liefde. Ek weet dis liefde. Galasiërs 5:22 en 23 sê, maar die vrug van die Gees is, Ek weet die eerste een is liefde. daar sê, Ek dink daar's blydskap. blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jippie. Selfbeheersing. Jippie. En onthou wat ek vir jou gesê het, né? Dis die vrug van die Gees. Die vrugte. Nie vrugte. O, nie vrugte nie. Nee, die Maar dis dan so vrugte nie. klomp. Hoekom is dit nie vrugte nie? Dit is een vrug. Dit is wat die Gees alles bring. Al daai goed bring hy. Is jy seker dis die vrugte nie? O genade. Want dis dan meervoud. Eldien. Dit is die vrug van die Gees. Die Gees is een. O, So hy bring een saam. So as al daai goed is in die Gees. So hy bring al daai goed saam. Dis wat ek jou gesê het, moet hy laas met jou geskenke. o ja. En jy so happy gewees O ja, want hy het my geskenke wat ek gekry het. Daai is wat die geskenk van die Heilige Gees bring. Nou onthou ek ja. O, nou is jy weer daar. Ja, ek het dit gekry nie. Maar weet jy hoeveel meer beteken al hierdie een vrug, maar al hierdie goed is binne in daai vrug. Weet jy hoe beteken dit? Ek meen, dan is jy mos nog gevul daarmee. En dan, weet jy, teen sulke dinge is daar geen wet mos. So selfbeheersing is deel van die vrug van die God, wat in jou hart kweek. Prakties beteken dit as jy voel jy begin kook, haal diep asem en sê in jou hart, Here, help. Neem beheer van hierdie emosie. O Jesus, help. Jy sien, selfs wat ook kan werk is, as daardie ding jou wil oorval, daardie emosie, sê net vir myself, maar ek het die vrug, ek het die Heilige Gees. Wat het die Heilige Gees gebring, Eldien? Geskenke? Vrug van die Gees. Wat is die vrug van die Gees, Eldien? Ek weet.
Liefde, blydskap, vreugde. Okay, en as jy net een kan onthou, selfbeheersing. Want dit is mos nou waar jy mos nou vinnig is om jou tongetjie te laat gaan. Maar dis die laaste vrug van die gees. Maar onthou dit eerste. Dan sê vir jouself, Eldien, ek het die vrug van die gees, selfbeheersing is een van hulle. Okay. En dan vra jy, Here, help. En onthou wat ek vir jou gesê het van die 5-second rule, Ja, ek onthou. voor jy antwoord. Jy sien, so oefen jy om jou emosies aan hom oor te gee. En elke keer wat jy dit doen, bou jy 'n geestelike spierkrag. Dit gaan tyd vat, dit kom nie net oornag nie, maar dit gaan tyd vat. En hoe meer jy dit doen, hoe sterker gaan jy daaraan word. Jy's amper soos my life coach. Wat? Ja, jy's amper soos my life coach. Om my te leer hoe om my lewe te lei. Ek sê maar net. Ek het gesê, jy het verby die skool geloop. Maar Chris, ek het nog gestryd. Ja, kom ons gaan vat hulle man. Okay. Partykeer as ek stil bly en nie reageer op mense wat my ignoreer of agter my rug praat nie, dan voel ek asof hulle dink ek is swak of bang. Ek wil nie hê mense moet dink ek is 'n deurmat nie. Hoe weet ek wanneer my stilte 'n teken van wysheid is en nie van swakheid nie? Ek weet nie. Dit is 'n baie goeie vraag. Miskien stilte kan maklik verkeerd verstaan word. Maar in God se oë is dit nie swakheid nie. Krag, dit kan krag wees, baie kragtig. Jesaja 53:7 sê van Jesus. Hy is mishandel, luister nou baie mooi vir my. Ja. Hy is mishandel, hoewel hy ootmoedig was en sy mond nie oopgemaak het nie. Soos 'n lam wat na die slagting gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het nie sy mond oopgemaak nie. So Jesus was ook stil. Weer eens, daar is nou vir jou die allerbeste voorbeeld van stilte. Maar Jesus was alles behalwe swak, maar hy het gekies om stil te bly. Jy sien want hy het God se plan vertrou. Jy sien, en wanneer jy stil bly uit geloof en nie vrees nie, wys dat jy vertrou God. En dat God jou reg sal verdedig. En ek weet, stil is ook sy antwoord. Ja. Nou ja, hoe moet die mense dan weet wat jy dink as jy stil bly? En dan maak hulle assumptions. Jy sien, die wêreld dinkkrag lê in die hardste praat, die lelikste praat. Maar in die koninkryk van God lê die ware krag in beheerde stilte en wysheid. Jy kan weet jou stilte is van God wanneer jy innerlike vrede te kry. Jou hart pomp nie eers so nie. Dis daai whatever, soos die tieners mos like om te sê. Whatever. Sê jou kinders so? Ek sê so. Jy sê tienerie? Ek is 'n tiener. Ek dink soos 'n kind, ek glo soos 'n kind, praat soos 'n kind. Jy sien? Wanneer jy op God vertrou vir dit, dan gee dit jou daai vreugde van binne af en dan vloei dit uit. En wat gaan dan uitkom? Want jy het homself beheersing, wat gaan dan uitkom? Nee, net die regte goed. Mooi sagte woorde soos ek nou net vir jou Spreuke verduidelik het. Spreuke 15 vers 1. Sien jy val al jou probleme in dieselfde ding. Ja. Jy moet net een ding in toom hou, een ding probeer regkry, net een dingetjie. En dan vloei alles. Selfbeheersing. Met die vrug van die Gees soos deur waterstrome. Maar ek kry dit moeilik om te onderskei. Soms voel ek moet opstaan en iets sê en ander kere voel ek net ek moet stil bly. Ek raak bang dat ek die verkeerde besluit neem. Dat ek dalk te stil is of te vinnig praat want jy weet ek praat sommer net meeste van die tyd sonder om te dink. Hoe kan jy dink partykeer sonder of nee, toe jy dink glad nie. Sorry dat ek jou geïnterrupteer. En hoe kan ek leer om te weet watter een God wil hê ek moet doen? Dis baie moeilik. Eldien, jy gaan skool toe en dan begin jy by graad 1. Okay, sien jou volgende week. Nee. Eldien, dis 'n vraag waarmee baie kinders van die Here worstel. Jy sien waar die sleutel lê in die soek na God se wysheid.
wysheid en vra hom wysheid, hy sal dit vir jou gee. Hy gee, God gee verniet, maar hala, jy moet dit vra. Jakobus 1:5 sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, want aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Nie miskien nie, dit sal. Vra vir die Here. Jy sien, jy hoef nie self die antwoord uit te veer, soos jy probeer nie. Ja, God sal vir jou die regte antwoord gee by die regte tyd. God beloof jou, hy sal vir jou ons wysheid gee, sonder om voor te bou, vir iemand. Die wat hom vra, hy sal dit vir hom gee. Maar sien, dit is hoekom dit belangrik is, Eldie. Ek wens dit jy wil dit in jou ou koppietjie kry. Dis wat jy die pad na die shopping malls toe ken, of na die bar toe. Ken die pad kerk toe. Kom by die kerk uit. Gemeenskap van gelowiges. Dat hulle jou help opbou. Dat hulle jou help die vrug van die Gees te laat groei in jou. Dat jy daar met jou swakhede na hulle toe kan kom en hulle kan jou help daarmee. maar ek is skaam. Ja. Vergeet van skaam. Dit is al iets van die vrug van die Gees waar ons staan oor skaamte. Nee? Hoekom is jy skaam as die Here jou volgens sy image gemaak het? Maar Na ek sy beeld geskaap het. skaam met die Hoekom is jy dan skaam? is skaam om met die mense te Maar praat. as jy 'n paar doppe en dan dan Ja, klink jy soos 'n dan is dit papegaai. maklik. En dan is jy 'n papegaai. So laat die Heilige Gees jou vul in plaas van drank jou vul. Okay, ek sal daarin werk. Jy weet, en dan weet jy net, die Here gee vir my innerlike vrede, weer eens. En jy kan dan met 'n sagte stem praat. Ek nou nie vir jou gesê. Jy sien, dit is nie altyd maklik nie. Maar hoe meer jy op God vertrou, hoe duideliker word sy leiding. En weet jy, dit is mos nou wanneer jy vir die mense wys. Kyk, ek is 'n kind van God. Dit is hoe 'n kind van God lewe, praat. Aldien, ek wil jou net gou 'n vraag vra. Ek sien al wie jou hond werk toe gebring. Hoekom? Maar sy's klein. Maak nie saak nie. Dis nie 'n hondehok hierdie nie. Ja, maar sy's Sy's 'n hond. Sy moet mos by die huis 'n hond huis oppas. maar sy's klein. Ek vra my net. Die baas het nog nie gemou nie. Soos Nee. weet jy my wou gesplit het met my Bybel ding, gaan ek vir jou split met jou hond. Maar shame En sy's dan kan ek klein. mos nou my slang ook saambring. Het jy 'n slang? Baie. Ja, ek moet hulle nie bed bring nie. Ek's bang vir slange. Ek's bang vir honde. Ja, haha. Sy's klein. Het sy tande? Ek sê pas net so mooi in my handsakkie in. Ja. Ek vra het sy tande. Natuurlik het sy tande. So sy kan byt. Dit is so serie. My slange ook nie. Nee, is alright, los hulle maar. Ek wil eerder hê nie. Ja wel, ek dink regtig, ek gaan net die policies van hierdie werk net 'n bietjie onder oë neem. Kyk wat ons mag en wat ons nie mag werk te bring. Maar sy's cute. So in daai klein handsakkie het jy seker nog 'n half check ook Dit is lankal uitgehaal. uitgedrink. Ja, ek het dit nie weer volgemaak nie. Ek het dit nie by die werk gedrink nie. Weet jy, jy's vinnig op 'n aanval, hè? Jy's Maar- baie vinnig op 'n antwoord. Ek het jou nie gevra nie. Maar ek Maar jy antwoord nie eens vra wat vir jou gevra word nie. maar ek moet jou Maar sê, jy sien, nee, jy hoef my niks te sê nie. Hoe het ek jy lieg nie? ja, seker wel. Ja. Okay, Aldien, is jy klaar met my? Kan ek begin? Nee. Dit voel vir my asof mense my soms doelbewus toets. Kyk dan Wat? Hulle kyk hoe lank ek kan vir dit verdra voordat ek uitbars. Is asof hulle my tart. Dis sê maar amper jou size. asof hulle my geduld probeer breek. Maar ek kan nie verstaan nie, hoe lank moet ek aanhou verdra voordat ek iets mag sê of kan optree soos wat ek met molweg op sou wil tree. Ai, weet jy. Weer eens gaan ek jou verwys na Jesus toe. Moet hulle hom getart, gespoeg, geskop, sleg gesê, verraai. En het niks gedoen nie. Korrek. Wat het hy nog gaan doen toe hy op die kruis gehang het? Hy Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Nou, dit maak net so besonder. Onthou nou, ek het vir jou gesê jy het 'n teken op jou rug. En mense is daar om jou te toets. Hoe in elk geval anders
As jy nie getoets word nie, hoe gaan jy groei? Hoe gaan jy weet jy groei as jy nie getoets word nie? So ek moet probeer geduldig wees. Nie probeer nie, jy moet dit doen. Okay, ek sal. Okay, Chris, die waarheid is dat ek dikwels so uitgeput raak van konflik, dat ek my sommer ek wil net my werk los. Ek voel my energie is klaar nog voordat die dag verby is. Hoe hou 'n mens moed as jy voel, jy doen alles reg, maar jy kry net weerstand terug? Eldien. Moet maar verskoon. Korintiërs 3 vers 4 sê, 13 vers 4 sê, sorry. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie en is nie opblaasend nie. Liefde is bereid om te verdra, selfs wanneer dit voel of dit onregverdig is. En weer eens verwys ek jou terug na die vrug van die Gees toe. Is daar nie wat is heel eerste? Liefde. Jy moet nou liefde hê vir mense. Nee, Ja, dan gaan jy dink voor jy praat. Jy gaan 'n sagter antwoord gee. Jy gaan 'n goeie antwoord gee. Jy gaan jou stem toon in toon. Jy moet regtig dit leer en dit vra van Vader. En ek weet jy raak moeg daarvoor, ons almal raak moeg en moedeloos. Ons is mos maar mens nog. Maar die Bybel herinner ons dat ons nie uiteindelik vir mense werk nie, maar vir die Here self. As jy voel 'n stryd is vir jou te erg, sê vir jouself, maar weet jy, Here het my hier gesit met 'n doel. Wat is Vader se doel vir my in hierdie posisie op hierdie dag, in hierdie omstandigheid? Wat moet ek doen? Kolossense 3 vers 23 sê vir ons: en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos die Here en soos vir die Here en nie vir mense nie. Jy sien, wanneer jy dit onthou, verander dit jou perspektief. Jou werk is 'n offer aan God, nie aan mense nie. Jy kom jou plig na teenoor God, nie mense nie. En hy sien elke e-pos wat jy stuur, elke vergadering waar jy jou bes gee, selfs al wanneer die ander mense dit nie sien. Jou krag lê daarin dat hy jou uiteindelik beloon. Selfs al lyk dit nie nou so nie. En gaan terug na hom. Vra nuwe krag elke dag. As ek hom vir jou sê, vra vir krag in die oggende om deur die dag te kom. Dis dit kom mense moet bid in die oggende. Ja, dit is ook nog 'n rede. En nie net dit nie, is gaan soek eers vir God in die oggende voor jy die wêreld soek, want God se woord sê, soek allereers die koninkryk van God en al die ander goed gaan vir jou bygevoeg word. Soek hom eerste en dan laat die wêreld kom. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dis sy belofte vir jou, vir my en vir almal op hierdie aarde. Dis baie mooi belofte. Maar daar's nog iets wat my pla, Chris. Ek hoor baie keer hoe die mense agter my rug praat. Nee man, dit maak Jy seer. moet jou ore so spits. Ek probeer dit ignoreer, maar dit maak seer. En ek wonder hoekom ek altyd die onderwerp moet wees van hulle gesprekke. Hoe hanteer ek dit sonder om bitter of te raak? Hoe weet jy hulle praat van jou? Ek kan mos hoor. Wat hoor jy jou naam? Ek hoor my naam baie keer praat hulle net van daai vrou en dan noem hulle iets wat ek weet wat ek gedoen het. Jy sien, Aldien, dit is 'n pynlike vorm van konflik. Maar jy hoef nie self te probeer regmaak daar nie, hoor. Want God beloof, hy is jou verdediger. Romeine 12 vers 19 sê, moenie self wraak neem nie, Aldien, geliefdes, maar laat dit oor aan die troon, want daar is geskrywe, aan hom kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. So jy sien, jou taak is nie om jou hart rein te hou en nie toe te laat dat bitterheid wortel skiet nie, want dan vat dit die vrug weg, dan versmoor dit die vrug. Wanneer jy hulle vergewe en vir hulle bid,
gee jy hulle oor aan God se hand. Dis moeilik, ja, maar dis moontlik en dit maak jou vry en lig in jou gemoed. Want as jy weet mos jy het reg gedoen, as jy weet jy het jou beste gedoen, maak nie saak wat die mense sê nie. Dit pla jou nie. Onthou, mense kan jou reputasie probeer skaad, maar hulle kan nooit jou karakter van jou wegneem nie. En God se oordeel is altyd regverdig en vol waarheid. Ek moet weg, Chris. Daar was al kere wat ek kwaad geword het en iets gesê het wat ek later berou het. Dan voel ek skuldig, want ek weet ek moes stil gebly het. Die keer ek dit in dieselfde strik trap, elke keer. Is jy alleen nie? Ons almal struikel soms oor ons woorde. Jakobus 1 vers 19 leer. So my geliefde broeders, elke mens moet vinnig wees om te hoor en stadig om te spreek, stadig tot troon. Jy sien, God roep ons om meer te luister en stadiger te praat. Dit is hoekom die Here jou 2 ore gegee het en 1 mond. Prakties kan jy dit doen deur eerste, soos ek vir nou gesê het, 5-second rule. Haal diep asem. Bid sommer kortliks, Here, help my om sag te antwoord. Hoe het ek jou nou aangesteek? Ek weet nie. Jy sien, selfs daardie oomblik se stilte kan die verskil maak tussen genesende en vernietigende woorde. En as jy wel struikel, onthou dat God jou vergewe wanneer jy bely. Hy gebruik selfs ons mislukkings om ons meer afhanklik van hom te maak. Ja, dit sal ek bietjie onthou. Maar Chris, wat maak ek as ek sien die onreg hou net aan? Ek bly stil, ek bid, ek probeer geduldig wees, maar dit lyk asof niks verander het. Dit voel asof ek net verloor en die ander kant wen altyd. Hoe hou ek moed as ek geen resultaat sien nie? Ek is gefrustreerd. Ek hoor die frustrasie. Dit voel regtig swaar as jy wag en die dinge net nie regkom nie. Maar die Bybel sê vir ons in Psalm 37 vers 7, wees stil voor die Here en wag op hom. Moenie jou ontstel oor hom wat voorspoedig is in sy weg nie, oor die man wat listige planne uitvoer nie. Jy sien, God se tydsberekening is anders as ons. Hy werk dikwels agter die skerms. Onreg kan vir 'n tyd lank ons dalk wen, of lyk of dit wen, maar dit hou nie stand voor God se geregtigheid nie. Jou taak is om aan te hou vertrou en jou vrede in hom te vind, nie in die situasie nie. Dit sal verbygaan. Dit wil pas toe. Die Here gebruik selfs hierdie tyd om jou te slyp en jou geloof te toets en sterk te maak. Vertrou dat hy jou uiteindelik sal regverdig. Want hoekom? Want God is getrou. Hy kyk na sy kinders, hy sorg vir sy kinders, hy sal ons nie alleen laat nie. Jesus het gesê, in hierdie wêreld sal julle dit nie maklik hê nie, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld reeds oorwin. Ja. Dis ek moet eerlik wees oor iets persoonliks. Vir my eie persoonlike huislike lewe. Ek het periodes gehad waar ek te veel gedrink het, soos baie, en dit het groot konflik in my huwelik gebring. Ek het gesien hoe my man se geduld tot die uiterste getoets word, en ek voel ek het hom seer gemaak. Maar ek wil net weet, hoe kyk God na sulke situasies, en hoe kan ek hoop hê dat dinge reggemaak kan word? Alien, eerstens as jy baie dapper om te sterk nie. Wys jou hart soek na genesing. Die Bybel waarsku ons in Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Daar is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Is dit nie nou net wat jy soort van vir my gesê het nie? Yes. Met die Gees vervul, dan kom die Gees mos by jou woning maak en hy bring vir jou al daai geskenke saam. Jy sien, drank bring konflik en breek vertroue af. Maar God se genade is sterk en sterker as enige gewoonte of fout. Jou man se geduld is kosbaar, maar nog belangrik. God se geduld en liefde vir jou is oneindig. Hy gee altyd 'n pad van herstel vir die wat na hom terugdraai. Dit begin
by berou en by keuses om die gees toe te laat om jou te vul, in plaas van die drank. Jy hoef dan nie skuldige gevoelens om jou vas te hou nie. Jy het mos bely, jy los dit by God, God het jou vergewe. En jy gaan aan, en Vader sal ook ewen jou huwelik herstel, en ek meen, jou man is 'n goeie Christen, goeie Godskind, en ja, dit is hoekom hy alreeds ook soveel geduld het, want ek is seker die vrug van die Gees is ook in hom. Ja, dis waar. Maar onthou net, wat vir jou onmoontlik lyk, is vir God moontlik. Daar's niks wat God nie kan doen. Jy het nou net iets interessant gesê, of ek weet nie of ek dit in een van jou preke gehoor het, waar jy gesê het van, dat as 'n mens so drink, dan gooi jy die Heilige Gees vol drank. Ja, die Heilige Gees moet bly ons in jou. Ja, So nou, as jy maar so drink, waartoe gaan hy drank? Dit gaan ons na hom toe. Ek noem dit as 'n voorbeeld. Want dan gaan hy mos uit jou uit, hy gaan mos nou nie daar sit nie. Want ek meen, dink jy regtig 'n dronk mens is gevul met die Heilige Gees? As jy kyk hoe hulle aangaan. Ek glo nie. Anders is die Heilige Gees mos in elk geval nie in hom nie. So hy gaan nie daar sit, laat hy geshower word met stinkwater nie. so, sê nou maar soos nou ek is nou 'n Christen, en ek is nou dronk, en nou die Heilige Gees my verlaat. Hoe kry ek dit weer terug? Gaan jy op dit neer. En as dit te laat is? As ek daai aand in 'n ongeluk, sê nou maar ek gaan nou daai aand bestuur na huis toe, en ek is miskien in 'n ongeluk of wat ook al. Dan het jy 'n probleem. Hoekom? Want dan het jy 'n probleem. Wat bedoel jy? Dit is hoekom die woord of ons sê Jesus gaan kom soos 'n skelm in die nag. Niemand weet van hy kom so. Jy moet altyd gereed wees, jy moet altyd op jou plek wees, jy moet altyd op jou hoede wees. Maar as ek dan nou, Dan was jy mos nie gereed nie, dan was jy soos hy maagde wat die olie gehad het en dat jy olie gaan soek toe Jesus gekom het. net omdat ek 'n bietjie gaan drink het. Jy was mos dronk. Ja? Dronk is nie 'n bietjie drink nie. Wow, okay. En as ek net 'n En dit sal al nie in die Bybel gestaan word, ons skryf wie sal nie die koninkryk van die Here sien nie. wie? Dronkaards. Maar Dronkaards, diewe, moordenaars. Dit staan in die woord. partykeer drink ek net 'n bietjie. As jy gesope is, jy gesope. Nou so daar's nie bietjie nie. Ek sien niks fout daarmee met 'n glasie of 2 of 3. Maar sodra jy nie meer by jou volle bewussyn is, dan is dit mos nou 'n probleem. Soms voel dit asof ek dieselfde foute oor en oor maak. Maar ek bid, ek probeer geduldig wees, maar dan val ek weer in dieselfde patroon van frustrasie of selfontvlugting. Dit laat my twyfel ek ooit regtig gaan leer om kalm te bly. Hoe kan God na iemand soos ek kyk wat sukkel om konsekwent te wees? Jy beskryf iets waarmee elke kind van God worstel. Jy sien, die pad van heiligmaking is nie 'n reguit lyn. Paulus self het gesê in Romeine 7 vers 19, want die goeie wat ek wil doen, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Jy sien, God kyk nie na jou mislukkings as 'n finale oordeel nie, maar as 'n geleentheid vir groei. Hy sien jou hart en jou begeerte om reg te leef. En hy werk stadig aan in jou om jou meer soos Christus te maak. Onthou Filippense 1 vers 6 sê, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Wat beteken dit? So jy sien, jou werk is om hom te vertrou en om hom staat te maak elke keer as jy val. Dat beteken die werk wat die Here in jou begin het, sal hy nie los nie. Hy sal aanhou daarmee en aanhou daarmee tot hy ons kom haal. Sorry, Aldien. Jy sien, hy tel jou op en leer jou elke keer 'n bietjie meer selfbeheersing. Dit is nie jou volmaaktheid wat hom behaag nie, maar jou bereidwilligheid om aan te hou stap saam met hom. So ek moet bereid wees, al doen ek dinge verkeerd, moet ek elke keer terugdraai na God toe. Nou wat is 'n ander waant anders wil jy draai? Ek weet nie. So ek dink dikwels, Chris, dat my gesin soms die ergste kant van my sien. Nou wel, hulle bly saam met jou.
Ek probeer by die werk geduldig wees, maar by die huis, waar ek moeg en kwesbaar is, verloor ek dit makliker my meer. Ek weet dit maak my getuienis teenoor my man en my kinders swak. Hoe kan ek leer om dieselfde kalmte wat ek by die werk probeer hê, ook by die huis te leef? Eltien, doen saam Bybelstudie. Kuier saam om die woord. Wees meer polite, wees meer sober. Sober, ja. Kom met 'n smile by die huis en nie met woede nie. Ek dink ek het so 'n dagstukkie gemaak of so 'n kort stukkie om so by die huis te kom ook. As ek dit gou kan aanhaal. Ek weet nie wanneer of daar is, soos ek vir jou gesê het, ons daai PA van ons is maar 'n bietjie traag om die goeders te post. So ek het hom hier ergens op my foon, ek sal hom vir jou aanstuur as hy nog nie op die podcast is nie. Ja. Dit gaan daaroor, sien dit so, as jy huis toe gaan na 'n rowwe dag of iets in daai lyn, en jy stap by die deur in, verbeel jou Jesus staan nog, en hy vat jou tas, hy vat al jou laste, en hy sit dit op sy skouers, en hy sê vir jou, gaan aan, hoe gaan jy dan voel? Jy gaan as lig voel. Ja. Wow, Jesus wag vir my by die huis. Wow, hy maak vir my die deur oop. Wow, hy dra my sak vir my in. Hoe kan jy dan nie met 'n smile by die huis instap? Nee, dis waar. Nee, ja. Ek sê jy so 'n short klip gemaak. Ja, ek het. Okay, ek sal 'n bietjie gaan soek vir dit. Ja, soos ek sê, ek weet nie of daai dametjie van ons al die goed gepost het nie. Okay. Ag, ek het nog net so een of twee vragies, Chris. Ja, weet jy, nee, Asseblief, ek moet hierdie sien daar vraag gaan my alarm. Ja, ek weet. Ons amper klaar. Ek wil weet, nee. Ek dink terug aan tye wat ek deur drank probeer ontsnap het en ek voel soms skaam en skuldig. En ek wonder hoe my man dit reg gekry het om geduldig met my te wees. En dan vra ek myself af of ek dit regtig verdien. En hoe verstaan ek God se geduld met my as ek voel ek het dit nie verdien nie. Ek voel regtig dit is nie lekker nie. Eldien, ek verstaan jou vraag nie. Ek vra, hoe verstaan ek God se geduld met my? Ja, okay, en vergifnis. Ja. Okay, weet jy, dis maklik. In die eerste plek gaan ek vir jou so stel. Onthou jy toe Petrus by Jesus gekom en vir Jesus gevra het, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? 7 keer 'n dag? En toe wat het Jesus vir hom gesê? Nee, boetie, nie 7 keer 'n dag nie. 7 maal 70 keer 'n dag. Hoekom dink jy het Jesus vir hom gesê 7 maal 70 keer? Petrus? Nee, ek weet En dit is opgeskryf in die Bybel, dat ons dit ook as mense moet weet. Hoekom dink jy het hy dit daar geskryf? Ek weet nie. Want Jesus het geweet hoeveel keer ons kan fouteer op 'n dag. So as Jesus sê dit is hoe ons mense moet vergewe, onthou net, as ons die een vergewe teen ons gesondig het, sal God ons ook vergewe. So as ons soveel keer vergewe, sal God ons ook soveel keer vergewe. Dis hoekom dit daar geskryf is. Okay. Beantwoord dit jou vraag. Ja, maar ek het nog 'n heel laaste vraagie. Ek weet jy's hastig en ek is jammer. Maar ek moet hierdie vraag vra. As ek eerlik is, wonder ek soms of dit regtig die moeite werd is om altyd kalm en geduldig te bly. Want dit voel asof ek dit verloor terwyl ander wen deur hard en onregverdig te wees. Wat kry ek regtig daar uit as ek probeer om altyd in liefde en kalmte te leef? Ek verstaan dit nie. Dis 'n belangrike en eerlike vraag. Die Bybel wys ons dat ons beloning nie hier op aarde altyd sigbaar is nie, maar dat God elke daad van liefde en geduld sien. In Galasiërs 6:9 sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Jy sien, wanneer jy kalm en geduldig bly jy iets ewigs in jou saai. En die vrede van God op sy pad en op sy tyd sal dit groei. Jy wys ook aan die wêreld dat jy anders is. Dat jy aan Jesus Christus behoort. En ek het hom ons gesê, dan gaan hulle mos nou sien jy is anders. Hulle gaan sien jy het verander. Hulle gaan met ander oë na jou kyk. En weet jy, dit sal naderhand ophou. Want die vyand gaan mos nou sien, hy kom nou nêrens meer. Dit is asof hy geblok word oor bloem, en dan gaan hy mos nou iemand anders op hom praat. Ja. So, ek sê nie, maar onthou net vir die ander kant. Hoe meer die aanvalle kom, dan moet jy eintlik bly wees daaroor. Maar hoekom? Want hoe meer die aanvalle kom, beteken dit hoe nader jy aan God beweeg,
begin die aanval meer en erger word. Want die vyand wil jou nie daar hê nie. Hy wil jou nie daar hê nie. So, embrace daai aanvalle. Sê, yes, nog 'n geleentheid om te groei. Die gat ek. Dankie Here. En die Here sal jou die oorwinning gee. Hy het ook gesê, ons sal nie bo ons kragte versoek word nie. En hy sal ook elke keer die uitweg gee. Vir elke keer wanneer jy versoek word. Ja. Dis 'n belofte van ons Hemelse Vader, wat jy regtig in jou hart kan vat, en dit kan vasmaak. Dis baie mooi woorde daai Chris, regtig. Ek voel Dis nie actually, woorde nie, weet jy, dit staan in die Bybel. ja, mooi Bybelversies. Ja, ek voel sommer baie beter nou. Hierdie dis koffie is fyn. ook eers my bitter hè. Ek het nie gesien ek het vir sweetener ingegooi. Ja, dis in elk geval nie my bitter hè. Okay, baie dankie Chris, ek gaan jou weer sien. Alright, nee wag. Nee. Kom sluit af. Nou Eldien, bid jy 'n bietjie vir ons. Dis Dankie. Here Jesus, baie dankie dat ons weer vandag uit u woord kon geleer het. Dankie dat u al die antwoorde wat ons het, vir ons in ons Bybel, in die Bybel wat u vir ons gegee het, die liefdesbrief vir ons gee. Dankie dat u altyd getrou is, dat u geduldig wag vir ons om ons lewens reg te kry. Dankie dat u altyd na ons beste belange omsien en dat u ons so verskriklik liefhet, dat u vir ons sondes aan die kruis gesterf het en uit die dode uit opgestaan het, sodat ons weet ons die ewige lewe kan beerwe. Here, gaan saam met ons ook deur die res van die week, behoed en bewaar ons, en dankie vir alles wat u vir ons gee en doen, om u naam se wil alleen. Amen. Amen. Dankie Eldien. Okay, vrede vir jou verder. Dankie Chris, lekker dag. Selfde dankie. Vriende, dankie dat julle saam met ons gekuier het, dankie dat julle die tyd afgestaan het. En ja, mag ons almal so leef en net onthou dat ons die vrug van die Gees in ons het. En ja, laat die aanvalle kan kom, maar God gee ook die uitkoms. Onthou dit, maak dit vas en dra dit oral waar ons gaan. Vriende, in die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Shalom.